Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is 20 Augustus. Ons korrels uit die woord van die Here vind ons vanuit Romeine 7. Romeine 7, maar daarmee saam die Heidelbergse Katekismus en ons is vandag by vraag en antwoord 3. Nou by vraag en antwoord 2 het ons as gelowiges gehoor, daar is 3 dinge wat nodig is om in die troos van die verlossing van Jesus Christus te leef. Die eerste ene is hoe groot my elende is. Tweede ene hoe ek daarvan verlos kan word en die derde ene hoe ek uit dankbaarheid vir die Here kan leef. En nou begin ons dit so 'n bietjie opdeel en vraag 3 is die vraag kort en kragtig: waaruit ken jy jou elende? En hierdie elende beteken sonde. Waaruit ken jy jou sonde? Hoe weet jy is skuldig voor God? En ons as mens neem baie dikwels as vanselfsprekend aan, dis maar net 'n stemmetjie hier binne in jou wat met jou praat en vir jou vertel, dit wat jy nou doen is verkeerd. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister mooi wat sê die katekismus, waaruit ken jy jou elende? En die antwoord is uit die wet van God. As ons dan na Romeine 7 vers 7 gaan kyk, dan staan daar, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie, inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Hier word die een gebod van begeerte as voorbeeld gebruik. Hoe sou ons geweet het begeerte is verkeerd as ons dit nie in die wet van die Here gelees het nie? En daarom, as ons nou gaan kyk na die wet van die Here en ons gaan terug na onder andere Deuteronomium 5 se beskrywing van die wet, waar die wet weer vir die volk Israel gegee is, dan staan daar in Deuteronomium 6, leer jou kinders die gebooie van God, skerp dit vir hulle in. Daarom is dit belangrik dat ons van kleins af die wet sal leer ken, daarin sal glo en voortdurend ons lewe toets aan die wet van God. Want daardeur leer ons ook ons elende ken. In die teologie of die dogma is daar 'n ander woord wat ons sê die wet is 'n tugmeester terug na Christus. Wat doen die wet? Die wet leer my sonde ken. En waarna gryp ek? Wat doen ek? Ek bely en ek hou vas aan die Here. Maar ons gaan later stilstaan by die gedagte van 'n tugmeester terug na Christus. En daarom, die wet bly vir ons belangrik. En sondag na sondag, dag na dag, ondersoek jou lewe in die wet. Die wet moet vir jou soos 'n spieël wees waarin jy jouself sien. En dan, wat gebeur? Ons besef ons is skuldig voor die Here. Maar ons is nie verlore nie. En dis waar die troos van Jesus Christus inkom. En dis hoekom ons by elende begin. Want as ek my elende besef, kan ek dit bely en ek kan dit laat staan en vir die Here lewe in sy heerlikheid. Amen. Ons almagtige drie-enige God, ons wil vir U so dankie sê dat U die 10 gebooie vir ons gegee het. En dat ons hele lewe vanuit U wet kan leef. Dat ons met oorgawe U kan dien, omdat U vir ons die grense daar gestel het en gesê het, binne hierdie reëls, binne hierdie wet, leef tot eer van my naam. En daarom het ons die voorreg om as kinders U naam te kan bely, om te sê dankie dat ons met ons skuld na U toe kan kom en dit kan bely, en dat 1 Johannes 1 vers 9 ons leer, as ons die sondes bely, U is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. U was ons skoon. En daarom wil ons dankie sê, dat ons mekaar kan bid vandag, dat elkeen van ons U wet sal ondersoek en ons lewens weer daaraan stel. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.
Baie seën en baie voorspoed vir die dag wat voorlê. Totsiens.